Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat getrou bly tot in ewigheid, die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, kom ons sing tot eer van die Here Psalm 99. God die Heer regeer en beef o volke, eer die God wat troon waar die gerubs woon en wat in Israel sy gerig bestel. Soos ons pad deur die lewe vind, hou ons vas aan die belydenis van ons vaders en van die eerste gelowiges in die eerste kerk. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, en die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here het sy genade op 'n besonderse wyse aan sy volk betoon, nadat hy hulle uitgelei het uit Egipte land, deurdat hy sy 10 woorde, sy wet aan sy volk gegee het. En ons luister ook nou met verootmoediging na daardie wet, soos dit opgeteken is in Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord, die Here se wet, deur Psalm 38 te sing, en daarmee bely ons dat ons sondaar mense is, en ons vra God om vergifnis, die 1ste en die 17de vers van Psalm 38, en daarna bid ons saam. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe en wees nie ver van my gebed. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons het vanoggend bely dat U die God is wat regeer. Dat U alles bestel en bepaal wat op hierdie aarde gebeur en wat in die hemele gebeur. U is die God wat alle mag oorgegee het aan U Seun Jesus Christus, en uit Hom en tot Hom en deur Hom is alles. Ons bid dat ons dan vandag, wanneer ons na sy heilige woord luister, ons met ontzag daarna sal luister. Ons bid dat die vrees van die Here ons hart sal vul. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons U sal erken as die God wat troon daar waar die gerubs woon, daar waar die gerubs mekaar toevoeg, heilig, heilig, heilig.
Ons bid dat ons sal bely en weet dat ons 'n volk is met onrein lippe en dat die prediker wat voor u staan vandag self nie tot hierdie dinge bekwaam is nie. As dit nie is vir die kool wat van die versoeningsaltaar kom en die lippe aanraak, kan geen een hierdie woord bring nie. Ons bid, Hemelse Vader, ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus, dat u ons sal aansien in ons swakheid. Dat u ons sal aansien daar waar ons hierdie dag in hierdie erediens, maar net as nog 'n dag en nog 'n erediens beskou. Dat ons wat hier by mekaar is, bewus sal wees, dat die Heilige Gees tussen ons is, dat hy hier is, dat ons Here Jesus Christus hier teenwoordig is, dat u oë en u ore en u alles weet. En so vra ons dan, dat wanneer ons die woord oopmaak, dit sal wees met die regte ootmoed, met die regte gesindheid. In die naam van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen. Goed, ons skriflesing kom uit die Ou Testament en dit is een van die kleinere profete, die profeet Joël. Ons lees dan vanaf Joël, die eerste hoofstuk, die eerste vers. En daar sien ons dat die opskrif in die 1953 vertaling sê daar die sprinkaanplaag en die droogte. Die woord van die Here wat tot Joël, die seun van Petuel, gekom het. Hoor dit, o oudstes, en luister, alle inwoners van die land. Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind? Vertel daarvan aan julle kinders en julle kinders en aan hulle kinders en hulle kinders aan die volgende geslag. Wat die afknyper laat oorbly het die treksprinkaan verslind. En wat die treksprinkaan laat oorbly het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorbly het die kaalvreter verslind. Word wakker, julle dronkaards, en ween en huil, al julle wyndrinkers oor die mos, omdat dit van julle mond weggeruk is. Want 'n sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land. Sy tande is leeutande en dit kan byt soos 'n leeuwin. Dit het my wingerdstok verwoes en my vyeboom versplinter. Dit het al sy bas afgeskil en weggegooi. Die lote daarvan het wit geword. Weeklaag soos 'n jong vrou wat oor die bruidegom van haar jeug met 'n roukleed omgord is. Spysoffer en drankoffer is ontruk aan die huis van die Here. Die priesters, die dienaars van die Here treur. Die veld is verwoes, die akkerland treur, want die koring is verwoes, die mos het weggedroog, die olie het verdwyn. Die landbouers staan beskaamd. Die wynboere weeklaag oor die koring en oor die gars, omdat die oes op die land verlore is. Die wingerdstok het verdor en die vyeboom het verwelk, die granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor, want beskaamd is die vreugde weg van die mensekinders af. Omgord julle en klaag, o priesters, huil dienaars van die altaar, kom vernag in rouklere dienaars van my God, want die spysoffer en die drankoffer is geweer uit die huis van julle God. Heilige vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land in die huis van die Here julle God en roep tot die Here. Ag die dag, want naby is die dag van die Here en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige. Is die spys nie weggeruk voor ons oë nie, blydskap en gejuig weg uit die huis van ons God. Die graankollers het weggekrimp onder hulle kluite, die voorraadkamers is verwoes, die graanbakke afgebreek, want die koring het verdor. Hoe sug die vee, die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie.
ook die troppe kleinvee moet boet. Tot U, o Here, roep ek, want 'n vuur het die weivelde van die woestyn verteer en 'n vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteek. Selfs die diere van die veld smag na U, want die waterstrome het opgedroog en 'n vuur het die weivelde van die woestyn verteer. Blaas die basuin op Sion en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, soos die môre skemering uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en 'n magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehaat het nie, en dit hierna ook nie sal hê, tot in die jare van die verste geslagte nie. Voor hom uit verteer 'n vuur, en agter hom brand 'n vlam. Voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit 'n woeste wildernis. Ook kan niks daarvan ontkom nie. Sy voorkoms is soos die van perde, en net soos ryperde hardloop hulle. Soos die gedruis van waans huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van 'n vuurvlam wat die kaf verteer, soos 'n magtige volk wat vir die geveg opgestel is. Vir hom bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek. Soos helde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op die muur, en elkeen gaan sy eie koers, hulle verander nie van pad nie. En die een druk nie die ander nie. Elkeen gaan sy eie pad, en tussen wapens deur val hulle, maar hulle bly in gelid. Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring in by die vensters in soos 'n dief. Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, die son en die maan word swart, en die sterre trek hulle glans in. En die Here verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig en lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Blaas die basuin op Sion, heilig 'n vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge, laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek. Laat die priesters, die dienaars van die Here, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Here, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Dit is die woord van die Here, broeders en susters, en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord nou daarop, deur saam te sing, en ons sing hierdie keer Psalm 138. 138, die eerste en die 4de verse. As in my angs en my teëspoed, die krag en moed my wil begewe, as vyande van veglis brand, dan keer u hand en red my lewe. Verse 1 en 4 van Psalm 138.
1 vers 15. Naby is die dag van die Here, en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige. Geliefdes, hoe reageer jy op dit wat in hierdie land en tans wêreldwyd besig is om te gebeur? Is jy pessimisties? Sien u net toenemende swaarigheid voor u? Is jy optimisties? Dalk haal jy vir Jan Brandt aan wat gesê het, alles sal regkom. Dalk is hy alarmisties. Dalk sien die tekens van verdoeming rondom u en sien u 'n sameswering om elke hoek en draai. Die profeet Joël, soos al die ander profete, was nie een van bogenoemde nie. Hy was nie pessimisties of optimisties of alarmisties nie. Nee, hy was realisties. Dit wat hy nou besef, is die werklikheid, en dit wat die toekoms inhou, is die werklikheid. En die woord van die Here is die werklikheid, niks meer en niks minder nie. Wat beleef die profeet in sy land? 'n Sprinkaanplaag. Miskien meer as net 'n sprinkaanplaag, dalk die inval van 'n vyandelike mag, beskryf in terme van 'n sprinkaanplaag, soos ons dikwels by die profete kry. Die verklaarders het nie eensstemmigheid hieroor nie. Of Juda beleef 'n aanval van sprinkane so erg soos 'n horde Assiriese soldate, wat die land binnestroom en 'n beleid van verskroeide aarde toepas, soos die Engelse destyds teen die boerevolk toegepas het. Of Juda beleef 'n vyandelike mag, so erg so sprinkane, wat alles, letterlik alles voor hulle kaal vreet. Of dalk beide. Die sprinkaanplaag nou en die wrede, verwoestende heidendom aan die kom daarna. Ja, Joël die realist beskryf die Here se werklikhede. En dit behels natuurrampe en volke onrus, die een so erg soos die ander. Alles tekens van die dag van die Here wat aan die kom is. Want naby is die dag van die Here, en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige. Die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Juda beleef natuurrampe, ja, die beloofde land beleef droogtes, soos ons gelees het. Selfs die diere van die veld versmag, want die waterstrome het opgedroog. Saam met die droogtes ook 'n verskriklike veld- en bosbrande, so het ons gelees. En nou saam met die droogtes ook die sprinkane. En nou is daar niks oor nie. Nou neem ek hier terug na die boek Eksodus. Daar het die Here aan Moses en die volk bevryding beloof, en daar het die Here aan Moses en die volk die land beloof, 'n land van melk en honing. Die heiden koning Farao, hy wou nie hê dat die volk daarheen sou trek nie, en die Here moes hom 'n teologiese les leer. En daardie les het hy 10 plaae bestaan, en die 8ste plaag was sprinkane. In Eksodus 10 sê die Here vir Farao, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want as jy weier, dan bring ek môre sprinkane, en hulle sal die oppervlakte van die land oordek, sodat 'n mens die land nie kan sien nie, en hulle sal alles afeet, selfs die bome en jou huise en die huise van al jou dienaars, en die huise van al die Egiptenaars sal vol van hulle wees, soos jou vaders en jou vaders, die vaders van jou vaders nooit gesien het nie, van die dag af dat hulle op hierdie aarde gewees het nie, tot vandag toe. En nou hier in die profesie van Joël, is Israel besig om dieselfde les te leer. Die Here vra hulle uitdruklik, het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind?
die grootste sprinkaanplaag in mense jeugenis. Jy weet, broeders en susters, my oorlede oupa het my van so 'n sprinkaanplaag vertel. Dit was in die vroeë 30er jare van die vorige eeu, in die tyd van die depressie. Na daai verskriklike droogte. Toe volg die allerverskriklikste inval van sprinkaanswerms, soveel so dat die helder dag in nag verander het. 'n Dag van duisternis en donkerheid, soos ons skrifgedeelte sê. Ja, sprinkane is seker die natuur se grootste plunderaars. Hulle kom in massas. Hulle ontsien niks nie. Hulle vreet alles op in hulle pad. En hulle laat net volkome verwoesting na. Alles. Koringlande, vrugteboorde, wingerde, wyn en veiding, alles is daarmee heen. Die boerdery, die landbou, die ekonomie daarmee heen. Voedselskaarste is almal se voorland. 'n groot ramp, 'n baie groot ramp. Ons het gelees wat die Here vir Farao gesê het, laat my volk trek, dat hulle my kan dien, want as jy weier, dan bring ek môre sprinkane. En as ons onsself afvra, wat sou gebeur as die volk die Here nie wil dien nie, as die bevryde volk van die beloofde land betrek, maar hulle wil nie die Here dien nie, sal hulle dan nie ook dieselfde sprinkane ervaar nie? Trouwens, dis presies wat Deuteronomium 28 sê. Jy sal baie saad op die land uitbring, so staan daar. Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min inbring, want die sprinkaan sal dit afeet. As jy nie luister na die stem van die Here jou God, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. En nou weet u geliefdes, wat is die ergste van hierdie ramp? Ek weet nie of u dit raak gelees het nie. Nie soseer armoede en ellende nie. Nie dit wat Israel, wat armoede en ellende in die gesig staar nie, alhoewel dit erg genoeg is. Daar is iets anders waaroor die profeet treur. Die grootste ramp volg op die sprinkaanramp, en dit is dat die eredienste in die tempel tot stilstand gekom het. Daar is letterlik niks om te offer nie. Die spysoffer en die drankoffer is ontruk in die huis van die Here, so het ons gelees. Die bediening van God se genade kan nie meer plaasvind nie. Heilige vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die oudstes, alle inwoners van die land, in die huis van die Here en roep tot die Here. Kondig 'n dag van verootmoediging aan, soos daar in die afgelope jare dikwels nou gereeld dae van verootmoediging in ons kerke afgekondig is. Laat ons verootmoedig, broeders en susters, sê hulle dan. Laat die kerke van die gereformeerde belydenis die Here om genade smeek. Help ons met die onrus in hierdie land. Help ons met die groeiende geweldkultuur. En dan dikwels ook, help ons met die verskriklike droogte. 'n Dag van verootmoediging is nodig. Ja, dit is moontlik dat die Here sy kastyding kan weerhou. Hy het dit dwars deur die geskiedenis gedoen, want hy is genadig en hy is barmhartig en hy is lankmoedig en hy is groot van goedertierenheid en hy is een wat berou het oor die onheil, dis wat hier gestaan en dis wat ons gelees het. As die volk hulle waarlik verootmoedig en hulle bekeer hulle self met hulle hele hart, as hulle harte skeer en nie hulle klere nie. Was dit die geval, broeders en susters? Het hier die volk van die 4 sogenaamde susterskerke, hulle waarlik bekeer? Hulle waarlik omgedraai van hulle verkeerde weë, nie net hulle klere geskeur nie, nie net hulle T-hemde en hulle jeans geskeur nie, nie net hulle bikinis geskeur nie, waarmee hulle elke Desember maand die swemplekke volloop,
maar ook hulle synodebesluite opgeskeur, synodebesluite wat oor die jare heen geneem is, wat die mens vereer en die Here onteer het, daardie synodebesluite opgeskeur. Het hierdie volk hulle waarlik bekeer, waarlik hulle harte geskeur, soos ons skrifgedeelte hier 'n oproep doen. Sien nie enige tekens van hartsbekering in ons geloofsgemeenskap. Sien nie dit in die erediens bywoning. Sien u dit in u eie erediens bywoning. In 'n honger en 'n verlange na die onvervalste melk van God se woord. Sien nie dit in die kindergetalle in ons gemeentes. Sien nie dit in die kerklike bydrae, sien nie dit in ons sendingywer, sien nie dit in die ywer van ons amptdraers, of het dit maar net nog 'n werkie geword wat ons net sowel op die vroue kan afskuif. Baie van die dronkaards onder ons het nog nie eers wakker geword nie. Baie van die dronkaards onder ons weet nog nie dat die wyn op is nie. Ons hou 'n dag van verootmoediging, sodat die Here die sprinkane of die droogte kan wegneem, sodat ons maar net kan aangaan soos ons altyd aangegaan het. En dis waarlik soos ons se Here Jesus in Matteus 24 sê, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Die sonde sal eerder toeneem en die liefde sal afneem. Ons treur nie werklik saam met die priesters in hierdie profesie oor die feit dat die werking van die Here se huis besig is om tot stilstand te kom nie. Dat die woordverkondiging in hierdie land besig is om te kwyn nie, dat die bediening van God se genade al hoe minder plaasvind. Dis die grootste ramp wat hierdie land kan tref, nie die droogte nie, nie die rand wat dalk kan val, of nie die misdaad nie, nie die stakende massas nie, ook nie die elektrisiteitsprobleme en allerlei korrupsie en wat ook al daar is nie. God se genade in Jesus Christus word al hoe minder bedien, dis die ramp. Maar sy dag is aan die kom, geliefdes. Die dag van die Here Jesus Christus is aan die kom. En al hierdie pla en rampe is maar net voortekens daarvan. Dit wat ons in hierdie geleesde gedeelte en in die res van die Bybel leer, is dit presies die geval. Trouwens, die dag van die Here is naby en dit kom soos die verwoestinge van die Almagtige. Nie 'n pessimistiese siening nie. Nie 'n alarmistiese wolf-wolf-roepery nie. Net die eenvoudige werklikheid. Die Here is nie net besig om ons 'n teologiese les te leer nie, hy is ook besig om die dae op sy kalender af te tik. Joël se profesie bevestig dit. Daar's 'n duidelike progressie in hierdie 3 hoofstukke. Die aantal dae van die Here wat uiteindelik uitloop op die dag van die Here. Die eerste 2 hoofstukke getuig daarvan. Daar's 'n progressie in die sprinkaanplaag in hoofstuk 1, 'n sprinkaanplaag van natuurlike oorsprong, miljoene van daardie stinkgoggas wat ons soms in ons tuine kry, wat kilometer op kilometer deur die land trek en alles opeet. En dan in hoofstuk 2 'n sprinkaanplaag van menslike oorsprong. En jy weet mos, geliefdes, dat mense kan net soos sprinkane optree. Die mensdom is seker die aarde se grootste plunderaars. Soms kom hulle in massas, hulle hordes, ons sien niks nie, hulle vreet alles op in hulle pad en hulle laat volkome verwoesting na. Israel en die volke rondom hulle het 'n aantal van sulke dae beleef, voorlopers op die dag van die Here.
toe vyandelike magte deur die Midde-Ooste ingestroom het en eenvoudig alles in hulle pad geplunder het. Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in. En die gebeure is vandag in ons tyd besig om homself ook daarin te herhaal. Ons het reeds gepraat van daardie kakie sprinkane wat so bietjie meer as 'n eeu gelede die boererepublieke verwoes het. 75 jaar voor die Anglo-Boereoorlog het die Zulu impies deur hierdie land getrek. In die geskiedenisannale staan daai tydperk bekend as die Difakane. Die Zulus het 'n amptelike beleid gehad wat hulle opeet genoem het. Hulle het alles in hulle pad opgeëet, geplunder, verkrag, verbrand. Nou mag jy maar vir my sê, geliefdes, dat ek pessimisties is. Of selfs dat ek alarmisties is. Maar as ek hierdie skrifgedeelte lees, as ek my Bybel lees, dan sien ek, die dag van die Here is aan die kom. En dat ons nou al die voortekens daarvan ervaar. Al hoe erger. Dit is gebruiklik hierdie tyd van die jaar, dat ons begin om na die jaarafsluiting te kyk en dat ons begin 'n samevatting doen van wat die jaar opgelewer het, tendense en patrone, dit wat hoofopskrifte in die media maak. Maar as ek net een opmerking van hierdie jaar 2025 kan maak, dan moet ons sê dat daar 'n sprinkaanplaag besig is om in hierdie wêreld uit te broei. Om in hierdie land ook in besonder uit te broei, 'n sprinkaanplaag van menslike oorsprong. 'n Plundergees wat vaardig word onder die bevolking, van bo tot onder. Hulle staak tot hulle sin kry, hulle demand tot alles voor hulle soog, hulle byt en verbrand alles in hulle pad, winkels, padsmouse, afleweringsvoertuie, skole, biblioteke, universiteite het ons nou die afgelope tyd verneem, hulle vernielsig ken geen perke nie, en as die studente se klasgelde nie verlaag word nie, dan brand hulle die helfte van die universiteit af. En terselfdertyd is die wat in magsposisies is besig om die staatskas te plunder, besig om die bodem van die pot leeg te skraap. En jy weet dit, in die Chinese staan gereed om die grondstowwe op te raap. Dis alles maar voortekens. En nog een opmerking, geliefdes, want ons mense is gou om hierdie 'n rasseprobleem te maak. Gou om hierdie verskynsel aan een of ander rasse-eienskap toe te skryf, moenie dit doen nie. Lees die Bybel, sien wat die oorsprong van die plaag is, of eerder wie die oorsprong van die plaag is. Die sprinkane is die Here se leermag. Die Assiriese hordes is sy leermag. Dis wat ons gelees het. Die Here verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer. Ja, magtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Here is groot, uitermate vreeslik. En wie kan dit verdra? En dan ten slotte, ek vra 'n baie realistiese vraag. Is alles verlore? Moet ons nou maar boedel oorgee? Moet ons nou maar elders heen vlug, om net daar in die toekoms die rampe van 'n ander goddelose land te ervaar? Nee. Die woord wat ons vandag aan U bedien het, spreek van die werklikheid van 'n werklike God. Deel van sy werklikheid, deel van sy aard is ook die woorde, maar selfs nou nog. Dis wat ons gelees het. Maar selfs nou nog. Selfs nou nog is daar geleentheid tot bekering. Dis nog nie te laat nie. Ons kan nog omdraai, want hy is genadig, en hy is barmhartig, en hy is lankmoedig, en hy is groot van goedertierenheid. Amen. Kom, laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, ja, ons kan so baie dinge van selfsprekend aanneem. Môre is nog 'n dag,
En die dae kom en gaan. Maar U is besig met hierdie wêreld en U is besig om die volheid van die tye te reël. Dit wat U in U Seun Jesus Christus gedoen het, en dit wat die nagevolge is van sy koms, in sy dood en sy opstanding, en ook sy wederkoms. U is besig om die volheid van die tye te reël. En ons bid dat ons die dae sal uitkoop, want hulle is boos. Ons bid dat ons erns sal maak, elkeen van ons in ons eie persoonlike lewe, dat ons nie sal terugsak in 'n gemaksone nie. Dat ons nie sal terugsak. Dat ons nie soos die heidene sal uitroep, dat ons eet en drink, want môre sterf ons nie. Want ons, wat U ken, weet dat sulke ligsinnige woorde nie gepas is nie. En dan bid ons, Hemelse Vader, ons bid vir ons kerke, ons bid vir die Afrikaner volk, ons bid vir die ander volke in hierdie land, wat almal onder U oordeel staan. Mag U ons in die naam van ons Here Jesus Christus genadig wees en mag ons bekeer tot U. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 40. Psalm 40, en ons sing daarvan die 6de en die 8ste vers. Ek pleit, o Heer, op U barmhartigheid, bly met U liefde en trou om my, want ramp en onheil is naby. Psalm 40 verse 6 en 8. ontvang nou die seën van die Here, gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het
tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.